Gloria. Was hy goeiemôre, goeie julle. Welkom aan almal wat ingeskakel is. Dankie vir elkeen wat vanoggend tyd uitkoop vir die Here. Dankie vir elkeen wat hierso is. Dankie vir elkeen wat in die huis van die Here is vanoggend. En ons jubel en ons juig vanoggend. Selfs ons ou hondjie is hierso. Prys die naam van die Here, want tot hy wil die woord bring. Halleluja. So, maar welkom aan elkeen. Wees geseënd. Wees gegroet, maar kom ons begin eers met 'n gebed, man. Kom ons maak net die oë toe. Here, ons kom voor U almag vanoggend. Deur die wonderlike naam van Jesus Christus, die lewendige Son of God. Here, dankie vir U woord wat mens geword het. Dankie vir U woord wat al ons sondes op hom geneem het aan die kruis. Gekruisig is, opgestaan het uit die dood. Dankie, Here, vir U seun wat oorwinnaar is oor die dood. Dankie for the living Christ. Lord Father God, thank you. Dankie, Here, dat ons vanoggend kan weet Jesus het opgevaar na U toe. Here, sodat ons die belofte kan kry om te trooster. Ons verwelkom die trooster in ons lewe. In ons midde. Here, ons verwelkom die trooster om ons te kom leer van Jesus. Want dit is sy werk. Maar laat hy ook ons sal lei in alle waarheid. Here, kom vanoggend in die glorie. Kom vanoggend in die heerlikheid. Kom vanoggend, Here. Want hier is U welkom. Here, hier is U welkom, Here. Welkom. Vader, Seun en Heilige Gees. Here, ons staan by elkeen van ons stil vanoggend. Praat met ons, Here. Here, ons het U so nodig. Op hierdie stadium van ons lewe, het ons U so nodig. Here, die wêreld kan ons niks bied. We are in need of God today. Every moment, every second, every step away. We need You, Lord. We are in need of You, God Almighty, and worthy, and glorified. Our Lord, we need You. We need the Holy Spirit. We need the Holy Spirit to come down. Ons het die Heilige Gees, die Holy Ghost nodig in ons lewe, Here. Die Heilige Gees nodig vir ons dryfkrag, Here. Here, laat die Heilige Gees neerdal, laat die vuur uit die hemel uit neerkom, daal, Here. Here, laat ons harte aan die brand kan word, Here. Laat ons harte kan jubelike juig in ons God. In Jesus se naam. Dankie, Here. Amen. En amen. En amen. Halleluja, dis nou lekker om te kan bid, man. Ek wil nie eintlik ophou nie, maar die Here wys my die tyd moet op 'n tyd kan. So ja. Want sy sit ook al met die mic. So, die tyd gaan ons 'n bietjie bemoedig met 'n woord. So ja, sy's gereed. So, ek gaan nou vir haar gee. Goeiemôre almal. Wat 'n wonderlike dag het ons nie. En 'n voorreg het ons vandag nie om in die huis van die Here te wees. Jy weet, die laaste 2 dae het die Here so intens met my gedeel. Rondom my groot word daar in die huis van die Here, by die voete van Jesus. Dit was so anders ter lewe. Daar was voordeel, ja. Ons het allemaal voordeel gekend. Maar dit het nie veel saak gemaak nie. God het veel saak gemaak. Jy het nie by die huis gebly. Jy het nie dit gewaag, moet ek eintlik sê, om by die huis te bly nie, want hulle sal jou verseker kom haal het. As jy gesê het, ek het nie kos nie, of ek het nie fondse om kolektes te gee nie, dan het hulle jou gevra, wat sal God doen jy dan, wat nie vir jou voorsien nie? Bring jou bankstate, bring jou payslip, sodat ons kyk wat is die probleme. Vandagse mense wil in luxuries by die huis sit, hulle wil nie eers nie die Here doen nie.
En vanmôre wil ek hierdie vraag by julle los. Wat is die waardevolste ding op hierdie aarde vir jou vandag? Ek het 'n stuk geluister wat 'n vroutjie, hulle neem die offerande op, en sy staan in die kerk en sy het nie eers 'n oortjie, soos by die woord van die Here sê, die arme vrou gehad het nie 'n oortjie ingegooi. Sy het nie eers dit gehad nie. En dit is in ons lewe, dit is nie miljoene jare terug nie, dit is in ons tyd. En die Heilige Gees sê vir haar, haal af jou goue horlosie en gooi dit in die kollektesak. En toe die mense agter by die bidkamer kom en die fondse tel sodat dit aangeteken moet word, jy weet mos dis so dit werk in elke gemeente. En hulle kom op hierdie horlosie af toe die geld sit gooi en hulle sê, wonder of hierdie dame wat hierdie horlosie in hierdie sakkie gegooi het, nie dalk per ongeluk het die horlosie losgeklip en sy weet nie eers haar horlosie in die sakkie geklim het. Want dit is 'n baie duursame horlosie. Jy het nie sulke nagemaakte goed soos wat jy kry vandag kry. In die ou tyd het jy ordentlike goed gekry. Selfs jou godsdienst was nie nagemaak nie. Ons maak vandag alles na. Alles is mos ching chong chang. So ons wil die Here opdien op die ching chong chang nie. Jy mense, dit werk nie. En die broers wat die offerande sakkies klaargeneem het, vra vir die pastoor, kan ek net iets sê? Die pastoor sê, ja, dis nie baie gepraat. Hy sê, iemand het hierdie horlosie in die sakkie verloor vanmôre. Hy is hier voor by die preekstoel. Na diens kom haal hom, want voel dames, wie se horlosie is weg. Want hier is 'n baie duursame horlosie. Na die diens toe gaan die dame wie se horlosie dit is, vorentoe sê pastoor, ek wil asseblief vir jou en die persoon sien, rondom die horlosie. En hulle sê, ja suster, hier is jou horlosie, want dit is 'n baie duursame horlosie, hy het seker net losgeknip van jou arm. Sy sê nee, ek het dit gegee, vanmôre, met 'n volle hart, omdat ek vir die Here my beste wou gee. En ek het nie fondse vanmôre om in die sakkie te gooi nie. En die Heilige Gees het my gesê, jy het 'n horlosie. Hulle kan hom gaan verkoop. En dit gee vir die offerande. Ek wil vir u vra vanmôre, wat is die kosbaarste artikel of dan geleentheid wat jy vanmôre vir die Here kan gee? Mense, dit werk nie daar op die bank nie. Dit werk nie daar in jou bed nie. Dis nie jou beste vir die Here nie. Here, vanmôre wil ons na u toe kom. En ons wil vir u sê, vergeef ons. Gee ons woord oor ons Here, dat die tyd nie op ons uitloop nie. Here, dat dit wat ons weet ons moet doen, ons dit hastiglik sal doen. Heel week, Vrydag, Saterdag, doen ons eie dinge. Ons kuier waar ons wil, ons gaan doen shopping soos wat ons wil. Maar op Sondag is dit te veel gevra om my beste vir die Here te wil gee. Is jou beste nie vanmôre net om in die lofsange en die lof en die prys van die Here te ongelees het nie? Is dit nie vanmôre moontlik jou beste nie? Ons het nie almal fondse nie. Maar dit wat ons het, moet ons gebruik om God te dien. Ons lewe is in 'n chaos. Die elke dag se lewe weet ons nie eers meer hoe dit te doen nie. Maar as ons by die voete van Jesus is, sal hy vir ons die regte inligting deur die Heilige Gees gee. Ons fouteer, Here. Ons beste is nie eers meer goed genoeg vir die Here te gee. Here, ek wil u vra, hulle wat u werk seën.
Hulle wat by hierdie bediening staan, deur dit en din. Baie keer is dit nie nou 'n oproep van bemoediging, dit was die beste vir die dag. Baie keer was dit 'n skrifgie wat Heer gestuur is. Soms, maandeindes, sien ons die hand van die Here in hierdie bediening. Here seën hulle wat die beste gee. Seën hulle wat uit die goedheid van hulle hart gee vir God se werk. Want die woord van die Here sê, die woord van God is gratis en verniet. Dit is so. Maar die Here, die werk van God kan ook nie voortgaan as daar nie 'n plek is nie, as daar nie krag is nie, as daar nie 'n sitplek is nie. As daar nie 'n plek is om na toe te kom, om net my dankbaarheid en lof en in ere aan die Here te kan opbring, dan kan die werk van God nie voortgaan nie. Daaroor wil ek die vrou seën elkeen wat nooit die kerk sal kontak en sal sê ek het tekort nie, want jy het altyd in oorvloed omdat die Here vir jou voorsien. Dra hulle deur, staan by hulle wat skuldig staan vanmôre, wat hartseer is julle, wat besef my God gee vir my soveel, ek het 'n dak oor my kop. My vrou is gesond, my kinders is gesond, ek het 'n werk. Maar ek gee niks. Ek het geen dankbaarheid teenoor die Here. Here, ek wil u vra, praat u met hulle harte, u met hulle binneste. Dat ons uit hierdie situasie uit beweeg van gee, maar dat ons eerder sal bring na God se huis toe. Seën elkeen, is my gebed in Jesus se naam. Amen en amen. Bring die beste vanmôre en ons maak nou die naam van die Here groot, want hy is werd om gedien en geloof te word. Amen en amen en amen. Prys die Here. Ek is so bly daaroor Louisa het genoem. En terwyl Louisa dit noem in sy bid, sê die Here ook vir my, die mense wil nie eens meer gesond word. Sy gees wil mense aanraak. Maar die gees van die Here wil mense genees. Maar die mense lê op die beddens. So, ons het 'n goeie land, ons het baie mense wat graag gesond is, ons hele land is gesond. Ons mense wil nie die Here op gesondheid hê nie, want hulle is gesond. So ja, ek kan nou niks doen as jy kies om siek te wees. Ek kan niks doen. Die Here wil beweeg en die Here wil mense aanraak en goed. Die gawes van die Gees wil beweeg. Want dis hoekom ons preek oor die werking van die Heilige Gees. Hoekom die Gees nie werk nie? Daar het jy dit op 'n oggend gekry. Want ons gee nie ons beste nie. Halleluja, dis maklik. Geen simpel antwoord. Halleluja. Kom ons prys net die Here. Halleluja. Halleluja. Kom ons prys die Here, man. Dit is so lekker om volgende tyd te sien na die woord van die Here, man. Jesus.
man. Dit is so lekker om die Here te dien. Yes. Ek loop ons net aan en sê toe haar raak die liedjie klaar. Man, jy moet nou by die huis ook opgewonde raak. Halleluja. Jy moet daar by die huis ook opgewonde raak. Kom ons gaan die volgende sing. Amen. Prys die Here man. Voorreg om die Here so te kan loof en te kan eer in hierdie oggend. Hy Nou, is kom ons kosbaar. die tweede keer. Amen. Thank you, Lord. Halleluja, prys die naam van die Here. Yes. Blydskap en vrede in ons harte want ons koning leef. Juig oor die woord van die Here. Dis sy naam. Yes, halleluja. I give my strength, hello, come to thee now. I give my heart, country is of the sun. Come for my heart, may Jesus do that know, Halleluja. so that my love will thou be comforted. That's the name, hallelujah, hallelujah. Niemand sal dit keer nie, want ek sê halleluja. That's the name, hallelujah, hallelujah. Lord, in here are we now. Give my strength, Dis sy naam. love some of thee now. Prys die naam van die Here. I give my heart, but he is of the sun. Yes. Come hold my heart, yeah, he says do not know. Prys die naam. So that my love, but I'll be comforted. Halleluja. That's the night, hallelujah, hallelujah. Lord, in here are we now. That's the night, hallelujah, hallelujah. Lord, in here are we now. Dis sy naam. That's the night, hallelujah, hallelujah. Lord, in here are we now. That's the night, hallelujah, hallelujah. Lord, in here are we now. Halleluja, halleluja. Net daar waar jy is. Kom ons bring eer aan die Here. Kom ons bring net eer aan die Here. Hy is koning man. Hy is die seun wat beheerlik moet word. Hy is God wat aanbid moet word. Hy is die Here en hy is lewendig, hy is belangrijk, hy is onbeskryflik. En sy gees is hier. Amen. Yes man, kom mense, kom ons loop die Here. Kom ons bid die Here. Kom ons wat sy naam voor. Kom volgend man. Al die lof en die Here van my hart kom die Vader toe, die Seun, die Heilige Gees saam met ons, want hy is waardig in my lewe en hom sal ek loof, eer, prys, aanbid en halleluja sing. Here van sy naam. Prys sy naam. Halleluja. Thank you, Jesus. Halleluja. Prys net die naam van die Here volgend. Halleluja, hier kom nou ons in. Halleluja. Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. Jesus kan alles doen, alles doen. Hij is die Alpha, die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen, alles doen. Oh, Jesus kan alles doen, alles doen, alles doen. Jesus kan alles doen, alles doen. Want hij is die Alpha, die Omega, die begin en die einde. Jesus kan alles doen,
deur Jesus Christus ons Heer. Deur Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het. Ons kan alleen 'n oorwinnaars wees, want hy is triumph over victory. Oor die dood. Halleluja, ek like om dit te sê. Halleluja, want hy is meer as oorwinnaar. Prys die naam van die Here man. Halleluja. Halleluja. Heer,
vessel offer up to you the sacrifice of praise. Hallelujah. Let your glory fill the sound. Let your praises fill my heart. Let this vessel offer up to you the sacrifice of praise. For you alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. You alone are holy. You alone are worthy. You deserve the glory. Jesus, you alone. You deserve the glory. Jesus, you U alleen wat uit die dood het opgestaan. U alleen, o Heer, is waardig.
U is die groot God, die almagtige, die ewige Vader, die alleen heersende, die almagtige. Here, U alleen is koning. U alleen is Jesus wat uit die graf het opgestaan. Here, ons het U so nodig. Ons het U so nodig in ons dag. Ons het U so nodig in alles wat ons doen, Here. Here, ons kom vanoggend om U te loof, te prys, te eer en te aanbid. Here, net om U die lof te gee van ons harte. Here, sodat U die ereplek kan kry in ons lewe. Here, ons wil net vanoggend jubel en juig aan U. Here, U alleen is God. U alleen U alleen is die Here. Here, waar? Here, vanoggend wil ons net doen en wil ons juig in U vreugde. Wil ons juig in U blydskap. Wil ons juig in U, Here. Wil ons net vanoggend ons toevlug neem na U. Here, wil ons net vanoggend wil sê, Here, hier is hy. Here, kom, Maranatha, kom. Here, kom in die grootheid, kom in die magtigheid, maar kom in die Shekinah glory, Here. Here, maar kom vanoggend, Here, kom in 'n wolk, Here, maar kom, Here, raak ons aan. Here, val ons opnuut. Maak ons weer U eiendom, Here. Here, praat met die mens. Here, in geestelike autoriteit, Here. Praat met die hart van die mens, Here. Dat hulle kan begin luister, Here. Open hulle ore, Here. Open hulle oë. Here, wys vir hulle daar's 'n hel, Here. Here, wys vir hulle. Laat die vuur uit die hemel uitval. Laat die Here, laat die gawes van die Heilige Gees manifesteer. Here, die woord van wysheid. Here, kennis. Here, geloof van dieselfde Gees, Here. Here, genesing van dieselfde Gees. Here, werke van wonders, Here. Kragte van werke, Here. Want
van dieselfde Gees. Here, onderskeiding van geeste. Here, laat daar profesies wees. Here, maar laat daar ook, Here, tale wees. Want die tale is nie vir die gelowiges nie. Dis vir die ongelowiges. Here, geef ons ook die uitleg van die tale oor, Here. O, Here. Halleluja. Glorie, halleluja. Glorie, glorie. Here, laat alles wat awesome het, U loof en prys. Dat alles wat awesome het, vanoggend, na die stem van die Almagtigheid, van die lewendige God, die lewendige Jesus Christus luister. Glorie, halleluja. Glorie, glorie, halleluja, halleluja. Halleluja. The King is arisen, die koning het opgestaan. Halleluja. Sy naam is koning Jesus. Halleluja. Kom ons gaan vereer die Here net daar waar ons is. Vereer. Glorie, glorie, halleluja. Amen. En amen. En amen. My broers, my susters. Dit is so lekker in die huis van die Here, so lekker in die teenwoordigheid van die Here. Dit is so lekker in die teenwoordigheid van sy Seun Jesus Christus, die lewendige Jesus Christus. So lekker in die teenwoordigheid van sy Heilige Gees. Waar sy Gees beweeg, waar sy Gees met ons is. Waar sy Gees mense wil aanraak. Maar die Heilige Gees is bedroef. Die Heilige Gees treur by die Vader. Die Heilige Gees is die Gees van God. Maar hy huil. Want ons wil nie hom hê. Ons wil nie sy gawes hê. We don't want the gifts of the Holy Spirit. We don't want the Holy Spirit in our lives. Ons wil nie die aanraking van die Heilige Gees hê nie, want dit is ons attitude, soos Louisa vanoggend gesê het. Ons beste wil ons nie vir die Here gee nie. En die Heilige Gees is hartseer daaroor. Die Heilige Gees doen nog steeds wonderwerke. Hy verrig het, maar ons kies die sonde. Ons kies sonde bokant God. Ons kies om weg te bly. Ons kies om ongehoorsaam te wees aan die Vader. Ons kies om ongehoorsaam te wees aan sy woord. Ons kies om ongehoorsaam te wees. En God het terg met sonde. Want ons het nie 'n ruggraat nie. Want die sonde het 'n binding op ons. Die sonde hou ons vas. Want dit is lekkerder om te vloek en jy kan wegbly. Dit is lekkerder om te lieg en te steel en te bedrieg, as om in die huis van die Here te wees. Dit is lekkerder om te suip en te kere te gaan soos die wêreld, te hoereer soos die wêreld. Want solank as ons kan hoereer, kan ons doen wat ons wil. Maar my broer en suster, ek wil jou vanoggend waarsku. As die Here gaan kom op die uur, as die Here gaan kom op die minuut, as die Here gaan kom op die sekond, het jy 'n probleem. As die bassyne blaas, het jy 'n probleem. Daar is skrif wat sê, Here, Here, in U naam het ons gebid. In U naam het ons Bybels uitgebrei. In U naam het ons genesing gedoen. En die woord van die Here sê, gaan weg, ek ken jou. Maar vanoggend wil ek vir jou sê, terwyl daar hoop is, terwyl daar nog hoop is, nog genade vir ons is, terwyl die Here daar nog tyd is wat hy vertoef, om vir my en vir jou te sê, sy redding is hier beskikbaar. Sy redding
is nou. Sy redding is nou. Sy redding is nou vir jou. Die keuse is nou om weg te draai van jou sondes af. Weg te draai. Ek bedoel opreg weg te draai. Moenie my sê jy is dalk al 'n Christen en jy lieg man. Wat ek wil vir jou vanoggend sê, Johannes die Doper het gesê, bekeer jou en laat jou doop. Want hy wat na my kom, gaan my volg met die Heilige Gees en met vuur. Nou as die Heilige Gees nie in jou lewe sigbaar is, hoe is jy dan gered? Hoe het jy dan die leuen aan vasgehou? Dan is jy verloor, my broer, my suster, jy is verloor, jy is op pad hel toe. En niemand kan jou red. Niemand. Want toe die tyd daar was, toe jy jou reg gedra. Volgende wil ek vir jou sê, die tyd is nou om terug te draai. Terug te keer na God. Suid-Afrika moet terugkeer na die Here toe. Hierdie voorgee godsdienst werk nie. Ek bid vir die branding van die Heilige Gees. Ek bid, want jy tot bekering kom vandag. Ek praat van werklike bekering. Werklike ontmoeting met 'n lewendige God, 'n lewendige Jesus Christus en 'n lewendige Heilige Gees. Dan bid ek dat die vuur in jou hart sal wees, om die Here te wil dien. Om die Here te wil dien. Om die Here te wil loof, eer vir die Here. Dan bid ek vandag, dat die krag in die hemel uitval. Dan bid ek dat die Here will get hold of your heart. Sal met jou hart eendag smelt. Sodat sy vuur, sy krag, sy Heilige Gees die ereplek in jou lewe kan kry. En die sonde uit jou lewe kan gaan. Laasweek het ek gepreek, sodat die duisternis kan nie die lig oorweldig, maar die lig oorweldig die duisternis. Halleluja. En vanoggend is daar hoop, en dis die lig van Jesus Christus. Ek het iets moois gelees in hierdie week. Almal hardloop na Calvary toe, en dit het eintlik my oë oopgemaak. Almal hardloop na die kruis toe. Almal hardloop na Jesus se graf toe. Mense, het julle nie die Bybel gelees nie? Jesus is van die kruis af. Het julle nie die Bybel gelees om Jesus het uit die graf uit opgestaan. Hy het opgestaan, hy's alive. Hy's lewendig. Nou kom gesoek jy die dooies by die graf. Jesus is nie daar nie. My broer en my suster, ek wil vanoggend vir julle sê, Jesus is alive forevermore. Hy is ons redding, hy is ons geneesheer, hy is ons God. Hy is ons alles. Jy wil genesing hê. Vind Jesus vandag. Jy wil redding hê. Vind Jesus. Jy soek 'n beter job en beter omstandighede. Vind Jesus eerste. Jy wil hê situasies moet verander. Vind Jesus eerste. Plaas God eerste. Jy soek deurbraak op jou finansies, maar jy roep God. Betaal aan God wat God doen. Betaal aan God. Sodat jy die vervulling kan kry van sy woord. Want sy woord was, sy opdrag was, volgens Handelinge 26:18, wat hy vir my gegee het en waarop ek staan. Waar hy my gesê, deel, gaan vertel vir hulle, dat Jesus het opgestaan. Die wil gaan vertel vir hulle, my seun is aan die kruis vir hulle sonde. Die wil gaan vertel vir hulle, ek het my krag aan my seun gegee.
En hy het uit die dood met ons, sodat hulle die Heilige Gees kan kry. Maar gaan vertel vir hulle moet op 'n Sondag, en onder die mag van die duiwel uitkom, hoor na my, sê die Here. Gaan vertel vir hulle, dat hulle uit die duisternis na die lig toe moet kom, sodat hulle die erfdeel kan erf. Jy gaan nie erfdeel kry met jou voorgeen. En vanoggend wil ek spesiaal met jou praat, want die woord het baie duidelik vanoggend tot my hart gekom toe ek vanoggend met die Here praat en ek sê, Here, wat is die woord vandag, want die Heilige Gees werk nie in ons midde nie, die Heilige Gees werk nie in ons kerk nie, die Heilige Gees werk nie in ons siele nie, die Heilige Gees is nie aan die brand nie, ons mense is dood, en Here, ek wil bid soos Elia wat in sy Here, laat die vuur vanoggend vol. Let the fire fall, Lord. Laat ons harte aan die brand kom. Here, ons wil nie staan, ons wil nie meer chakel wees nie. Ons wil vurig wees, Jesus. U het die woord gestuur. Jesus het ons die Vader vertoon. Hy het vir ons gesê, het jy nie my gesien nie? As jy my gesien het, jy die Vader gesien. Jesus het ons die heelpad, die Vader, se beeld kom wys. Die natuur van die Vader. Die hele tyd het hy u vertoon, my God. U seun het u kom vertoon aan die mens. Here, vanoggend. Here, ek weet jy praat dan met die sondaar. Hy wat 'n godslasteraar is. Hy wat sy lig op God gedraai. Hy wat God vervloek. Hy wat skinder. Hy wat kwaad spreek. Hy wat die liefde van die wêreld liefhet. En nie die liefde van God. My broer, my suster. Ek wil vanoggend vir jou sê, Jesus het vir jou gesterf. Jesus het vir jou gesterf. Jesus het vir jou gesterf. Daar's hoop. Sy naam is Jesus Christus. En die woord het uitgegaan uit God se mond uit. En onthou, God is gees. En wanneer die woorde van God uitgaan, spreek hy in gees. En wanneer hy in die gees spreek, spreek hy lewe. En wanneer hy lewe spreek, spreek hy dit. En ek wil die lewe hê van Jesus Christus in my. Ek wil die lewe hê van Jesus Christus in my hart. Ek wil die lewe van Jesus Christus hê in my lewe, in my lewe, in my lewe, in my lewe. Wat van jou? Wil jy altyd so dooierig wees? Hulle het genoeg chakel by Checkers, man. Hoe lank moet die Here by jou soek? Hoe lank moet die Here jou smeek om jou hart oop te maak? Hoe lank? Ons mense wys ons wil nie genees nie. God wil ons genees. Ons mense wil dit nie. Hoekom nie? Want ons siele is morsdood. Ons is dooie bene. Ons kan nie as ons hande optel vir die Here nie. Ons kan nie saam sing nie. Ons kan nie as die Here prys nie. Ons het geen ruggraat nie. Niks. Ons is useless. Maar wanneer die Heilige Gees oor jou kom, sal jy krag ontvang. Hy gaan vir jou omdop, my broer, my suster. Hy gaan vir jou vasvat.
En vanoggend wil ek vir jou vra, maak reg met God. Maak reg, julle mis die branding van die Heilige Gees. Julle mis die vuur van die Heilige Gees. Die Heilige Gees lei jou nie in sonde. Die Gees van God lei jou nie in sonde. Die Gees van God breek nie sy breek af. Die Gees van God weerhou jou nie van die samekoms. Kyk na die muur jou lei af. Daar's hoop volgens sy naam is Jesus Christus. He's alive, he's arisen, he's the King of glory. Hallelujah. Oh, he's alive forevermore. Die woord sê, ek like die Engelse weergawe. He lived and he died. And behold, forevermore he's alive. Hallelujah. Vir die mense wat Afrikaans is, dit beteken. Hy het geleef, hy was lewendig. En toe het hy gesterf. En nou is hy vir altyd en vir ewig. Want hy leef tot aan alle ewig. Dit staan in Openbaring 1:18. Maar daar staan ook dat hy die sleutels het van hel en dat hy die sleutels het van die dood. Halleluja. Daarom kan dooies opstaan. Nie deur ons nie, maar deur die krag van Jesus Christus. Daarom is daar redding, daarom is daar genesing. Daarom kan die Gees van God werk. Die woord van die Here sê, wanneer julle die aardbewing sien, ons hoor dit, ons sien dit, wanneer julle hoor van oorloë, moet julle weet, die tyd is naby. Koms van Jesus is om die draai. Gaan hy jou vang vanoggend in jou sondes, gaan hy jou vang vanaand in jou sonde, gaan hy jou vang, wanneer jy jou oop toemaak, en jy kan dit nie weer oop maak nie, gaan hy jou vang, gaan jou siel help. Dis 'n vraag wat jy jouself moet vra. Waar gaan jy jou oop maak? Want die woorde wat die Here spreek is lewendig. Die woord wat uit God se mond uit gegaan het, wat hy begeer het, is dat jy tot redding kom. Is dat jy met redding kom. Vanoggend het die Here vir my gegee. Johannes, die boeke van Johannes. Halleluja, hoofstuk 3. Vers 5. En daar sê. En Jesus antwoord. En dit is hierso waar Nikodemus by Jesus was. En ek wil jy my broer, my suster, jy wat 'n sondaar is, jy wat nog die sonde liefhet, jy wat nog vashou aan die sonde, jy wat nog vashou waar die Gees vanoggend wil inkom. Jy wat nog vashou aan pornografie, jy wat nog vashou aan dwelms. Luister na die woorde van Jesus. Jy wat slim is, jy wat wys is. Jy wat wegbly, jy wat beter weet as wat die woord sê, maar wees verseker wat hierso staan vanoggend. Die woord van die Here sê, en jy moet hoor, my broer, my suster, voorbaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. So as jy nie bekeer nie, werklike bekering het, en tot God draai nie, en gevul word met die Heilige Gees nie, gaan jy die koninkryk mis. En is die ewige hel vir jou beskoor. So, jy moet kies vandag.
keuse moet duidelik wees, want jy het dit al reeds gemaak, dat jy die wêreld volg, en die wêreld liefhet. Maar as jy nie tot bekering gekom het, dan bekering beteken, jy word 'n gehoorsamer aan die woord. Jy luister na God se woord. Jy doen wat die woord sê. Jy raak vurig in die Gees, jy laat jou doop in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes. En jy ontvang die belofte van die Heilige Gees wat jou sal vervul. Sodat die vuur van die Heilige Gees in jou hart kan wees, sodat die vuur van die Heilige Gees kan afdal, sodat die werking van die Heilige Gees kan plaasvind. En ek gaan nou op deel 23 aan, hoekom die Heilige Gees die werk nie wat ons mense het nooit regtig bekeer. Hulle het bekeer om ander te wys, hulle staan voor en hulle het gesê, dat ander kan sien, ek het tot bekering gekom. Maar hulle het nooit dat God hulle hart sien nie. Hulle het nooit dat God hulle harte raak sien, dat hulle ernstig is om te bekeer. Hulle het nooit ernstig gewees met Jesus Christus wat opgestaan. Hulle het nooit ernstig gewees met sy Heilige Gees wat teenwoordig is, wat hulle tot bekering moet kom nie. My broer en suster, waarheen is jy op pad? Waarheen is jy op pad? Want die pad waar jy oploop, is na die verderf. Met jou parties, met jou braai, met jou dwelms, met jou pornografie, met al jou dinge, is op pad hel. Want die woord van die Here sê, min vind die pad van die ewigheid. Maar min wil die waarheid weet. Min wil die waarheid volg. Min wil doen wat die waarheid is. Min. Die Here het almal geroep. Maar daar is min wat gevind is om. Daar is min wat sê, ja, ek sal gaan doen. Maar as ons uit die braai aansteek, en daar gaan ons almal op. As daar dop betrokke is, as daar biertente opgaan by die kerk, dan daar gaan ons op. By hordes. Kan ek vir jou nog iets vertel? Geen duivelsmag, geen Satan, geen demoon is nog ooit gered in die geskiedenis van die woord van God deur die bloed van die lam. Geen duiwel is gewas met die bloed van die lam, met die bloed van die lam. Wanneer die bloed van Jesus begin vloei, dan begin die duiwel hard. Dan begin hy bewe. Dan begin hy sidder. Hy kan nie staan in die bloed van die lam. Die bloed van die lam. Die bloed van die lam. Nou geen duiwel is gered. Geen duiwel is gered. Ek lees net Johannes 3 vers 5 weer vir jou, my broer, my suster, jy wat worstel, of jy tot bekering moet kom, nou is die tyd. Jesus antwoord, dit was Jesus sy eie woorde. Voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en my gees nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Jy sal nie die erfdeel kan kry van die ewige lewe wat God ons beloof het deur en in sy gees. Daarom sê die woord, Jesus is die weg. Yes, Jesus is die weg
ek en hy het die toegang deur een gees na die Vader. So jy moet gevul wees met die Heilige Gees. As jy nie die Heilige Gees het nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. En ek gaan nie aanhou preek daaroor nie. Jy moet nou volgende begin nou jou oor oopmaak en begin luister. Hoe lank moet ek nog preek daaroor? Ek wil aanbeweeg. Johannes 1, hoofstuk 1 vers 12. Hoofstuk 1 vers 12 en 13. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat in sy naam glo. Dit beteken kinders van die Here wat opreg met die Here wandel, opreg vir God sê, Here, U is my verlosser, U is die Here, en ek wil U volg, ek wil U dien, ek wil U loof, ek wil U eer en Here, ek wil U dien met die opregtheid van my hart, ek wil nie wegbly uit die tent van samekoms, ek wil nie wegbly wanneer ons U loof en prys en eer en aanbid nie, ons wil jubel, ons wil juig, ons wil doen dit tot eer van die Here. Die woord sê, vir hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Hy het mag gegee dat ons kinders van God genoem kan word. My broer, my suster, jy wat nog daar sonde is, maak 'n keuse. Dien die Here, sodat jy ook 'n kind van God genoem kan word. God het jou so lief. Die Here het jou bitterlik lief. Sondaar, die Here het jou lief. Jy wat in al jou sonde vasgekeer is. Die Here het jou lief. Hy het sy liefde uitgestort om te sê, daar is my seun, Christus, vir 'n sondaar. The question is, are you accepting or rejecting? Aanvaar jy dit of verwaarloos jy dit? Vers 13 sê, wat nie uit bloed of uit die wil van vlees, of uit die wil van man nie, maar uit God gebore is. So dit help nie, jy sê volgens jy wil God dien, en jou wil uit. Want dit is uit mens, dit is uit die vlees. Dit is nie uit God. Jy moet dit kan doen volgens om die keuse te maak in jou lewe. Sodat God jou hart kan raak sien. Laat jy bedroefheid in jou hart het. Laat jy tot werklike bekering volgens sal kom, dat jy werklik jou hart sal oopmaak. Werklik vir die Here sê, hier is my hart, neem dit in besit. Laat die Gees afkom. Here, vul my met die Gees, vul my met die Heilige Gees. Want dan is jy gebore uit God. Dan sal jy jou laat doop. Want jy moet jou lewe aflê. Daarom is die doopdag. Jy sal nie in die koninkryk van God ingaan, terwyl jy nog met 'n sigaret in jou hand sit nie. Jy sal nie in die koninkryk van God ingaan as jy met 'n dop sit nie. Jy sal nie in die koninkryk van God ingaan as jy nog tussen die spotters wil sit. Saam met hulle wil wees. Jy moet weet, wanneer jy jou keuse maak, gaan mense jou verstoot. Gaan mense op jou praat.
Jou vriende gaan hulle rug draai op jou. Jou familie wil niks weet van jou. Mense gaan sê jy loop in die Bybel onder jou arm. Want hulle kan nie aanvaar dat jy die vuur van God in jou het nie. Hoe het Petrus gesê? Gaan ons mense gehoorsaam wees? Of gaan ons God gehoorsaam wees? Dis maar eerder beter. Mense sê sulke dinge. En ek dien die Here. Want die kroon is my meer belangrik as my broer se jaloerse. Ek sal net onbid. En dit wat ek het, daarvoor gaan ek 'n kroon kry. Ek gaan aangetrek word met 'n kleed, 'n hemelse kleed. Terwyl hulle gewens het, dat ek hom geloop het met die Bybel na hulle arm. En as hulle dit gedoen het, kon die Gees nog met in hulle hart ingekom. Maar nee, hulle die Bybel uitgehaal na hulle arm en neergesit en nou gaar hy stof op. Maar kom ons kyk wat sê die woord verder. Halleluja, prys die naam van die Here. Johannes, ons is nog steeds in die boeke van Johannes, hoofstuk 15, ek kan ook 'n preek uit die Nuwe Testament, julle sal dit agterkom. Prys die Here. Die Here sê ek is die ware wynstok. En my Vader is die landbouer. Vers 2. Elke loot wat aan my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, dit maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. My broer en my suster, terwyl jy in sonde lewe, terwyl jy in sonde is, die Bybel het dit nou net vir jou gewys, gaan jy in die hel beland, en jy gaan eenkant gesit word. Maar as jy tot bekering kom, sê die woord, het ons nou net gelees, gaan hy jou skoon maak, gaan hy jou was. As jy vanoggend tot God terugkeer, met jou hele hart, jou hele siel en met jou hele menswees, is daar hoop, dat jy deur die bloed van die lam gewas word. Vers 3. Dan sê hy die woord, bly in my. Hy waarsku vir my, hy sê nie bly op Facebook nie, hy sê nie bly op WhatsApp nie, hy sê nie bly in jou huis nie, hy sê bly in my, dit is in die woord. Maar die mense het iets tyd met die Here om te spandeer in hulle stille tyd nie. Hulle gaan nie in hulle binnekamer gaan bid nie. Hulle wil nie die tyd hê waar die Here sê, bly in my nie. Sonder praat met jou. Moenie jou hart vaar terwyl jy die woord hoor nie. Want dit gaan teen jou tel. Bly in my, soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie van die wynstok bly nie. Jy kan nie in God wil wees en in Jesus wil verkondig, as jy nie dit wil uitleef. As jy nie tot bekering kom. As jy nie wil terugdraai tot God nie. As jy, dit help nie jy bid en jy lewe in sonde nie. Dit help nie jy lees Bybel, maar jy gaan syk nog nie. Jy kyk nog wat gaan aan op die internet nie. Die hoë wat so dwaal. Die beeldliste wat daar is. Dit help nie. Werklike bekering. Werklike bekering tot God.
Dan gaan die woord verder en hy beskryf dit verder vir ons. So julle ook, nie as julle in my bly nie. So ons moet in Jesus bly. Vers 5. Ek is die wynstok, julle die lote. Jy wat tot redding kom. Wie in my bly en ek in hom. Hy dra veel vrug. Hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen. And the world can offer you nothing. Ons het meer van Jesus nodig. The world needs Jesus. Die wêreld het Jesus nodig, die mense het Jesus nodig. Mense word al hoe meer sieker, meer kankergevalle, meer rugprobleme, meer alles man, alles, deur beroertes, alles. En hulle ook kan nie hoop gaan dat hulle God nodig het. We need more of Jesus, maar met jou wysheid en alles in die eie ek wat in jou pad staan, kan God nie deurkom nie. Want jy het nog nie die vrug begin dra wat in die loot moet wees nie. En as die loot nie vrug dra nie, hy gaan uitgewerk word. Hy gaan eenkant gegooi word. So as jy nie gaan vrug dra nie, my broer, jy gaan vrugteloos wees. Is die hel beskoor. Met ander woorde, jy sê, jy wil Jesus nie hê nie. Jy sê dit nie met jou woorde nie, jy sê dit met jou hart. Jy sê dit met jou hart wat jy wys. Met dit wat ons sien. Dat jy nie die Here wil dien nie. Dat jou keuse nie in God is nie. Dan moet jy nie huil en jy begin siek raak, jy begin doodgaan. Ja, doodgaan, want die loon van sonde is die dood. Dan moet jy nie verbaas wees as jy